Abraham uit. So die bloedlyn van Josef en Miriam, want Josef was nie die pa nie, hy was die aardse, ek wil nie in Engels sê, wat jy verstaan, hy was die caretaker van Jafashua, wat hy gebore was. Hy het hom die ambag geleer oor skrynwerk en al die goed, maar hy was nie sy biologiese vader nie, want hy boordsee wat in Miriam verwek was deur die Ruach, die Heilige Gees verwek, bonatuurlik. So die stam van die leeu, naamlik Juda, kom uit Abraham se stam uit. En dat kom uit een saad uit. Die saad wat ontelbaar sou word, sou omtrent 2.500 jaar later eers funksioneer, wanneer Jafashua begin die evangelie preek, nadat hy deur Johannes die onderdompelaar geonderdompel was. Die saad. Van daar af het die saad van Jafashua, wat uit Abraham uitgekom het, so vermeerder, dat die profesie vervul geraak het tot vandag toe. Dat ek wil amper sê, as ek sê die Christene, met my vingers en ek maak so, die Christendom, die Jafiste, die bruid van Jafashua, het soveel geword, dat hulle is ontelbaar soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Daar is nie 'n godsdienst daar buitekant in die wêreld vandag, wat nie weet, nou gaan ek die woord Jesus moet gebruik, want die Katholieke het die naam Jafashua doodgedruk en vernietig. En Jaffa het dit nou weer teruggebring, dat ons dit kan terugkry. Maar hy het dit al jare, hy is al van die 14e eeuw af besig met dit, dat dit weer begin herleef het. Onder die neus van die Katholieke. Dit is nie wonderlik nie. Kom ons gaan terug. So van 2000 jaar gelede af tot nou toe, het die bruid van Jafashua, ek wil dan sê die Christendom, want hulle bely Jesus, ons het hom ook bely, ons het nie geken nie, ons het nie geweet nie, soos hulle nie weet nie. Maar hulle het geword ontelbaar soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Kan jy dit verstaan? So nou verstaan ons dat dis nie Israel, die volk Israel, wat uit Abraham sou kom, wat ontelbaar sou word nie. Dis die saad uit Jakob uit, wat Israel sou word. Dis, Abraham was nie Israel nie, Jakob was ook nie Israel, ja, maar die Bybel sê Jakob word genoem Israel. Dit beteken, dis die hersiening wat verkeerd gemaak is daar, wat beteken, uit jou sal Israel voorkom. Hy was nie Israel gewees nie. Uit jou sal Israel voorkom. En dit het toe, uit Ephraim en uit Juda, word die stam Israel gebore. Wat ons dan geken het, tot vandag toe. Waar uit Jafashua dan gebore is, die stam van Juda. Waaruit is Israel gekom? Uit die stam van Juda. En Ephraim. Maar so ek sê, hulle het van mekaar wegbeweeg, en dan funksioneer die stam Juda as die hoofstam. So nou verstaan ons, dat die engel, of dat Jaffa sê vir Abraham persoonlik, uit jou saad sal jou nageslagte gebore word. En almal gedink is die joetjies, die Israeliete. Nou sê die engel van Jaffa vir Miriam, vir Miriam, vir Hagar, nie Miriam nie, vir Hagar. Nou sê die engel van Jaffa vir Hagar, vers 10. Verder sê die engel van Jaffa almagtig vir haar, dis Hagar, ek sal jou nageslagte grootliks vermeerder. Nou, hoe kan die engel vir Hagar sê, ek sal jou nageslagte vermeerder? Want dis die boodskap wat Jaffa vir die engel gegee het, Jafashua. Gaan sê, ek sal, so wat eintlik daar moes gestaan het,
dat die engel van Jaffa het gesê dat Jaffa sal haar nageslagte vermeerder. Verstaan? Want die engel is nie 'n God of 'n Elohim nie. Hy het nie skepingsvermoë nie. So hy kan nie skep nie. 'n Engel is 'n boodskapper, en dis al wat Jahshua hier was. Hy was die boodskapper, die spesiale boodskapper van die Vader. Daar waar die engel van Jaffa teen die leer met Jakob is, dit is Jahshua gewees. Hy was die engel van Jaffa gewees. Alright, dis iets om te onthou, né? Want kyk net na die hoofletters, dis al wat jy nodig het. Vers 10, verder sê die engel van Jaffa, die engel Jahshua, van die Vader almagtig vir haar: ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. Wie? Die kind wat voortgebring gaan word, wat jy dra, uit Abraham en uit die Egiptiese vrou